Ek is Thys van Zyl en jy kyk na Wins of Verlies. Wel, wanneer dit by beleggings kom, is daar die wat te konservatief speel en die wat dalk onnodig groot risiko's neem. So vandag bespreek ons alternatiewe geleenthede en natuurlik saam met my is die beleggingsspesialis Rian Grobler van Everest Advisory Services. En iemand wat beslis weet hoe om 'n geleentheid raak te sien, die entrepreneur en man agter Radio Raps, Rikus de Beer. Welkom julle. Dankie Thys, dankie dat jy my uiteindelik, kom ons nie op nie. Nee, ek sê, dit was 'n kort lys, jy weet, so sorry vir dit, jy weet. Maar Rikus, kom ons begin so by jou man. Jy weet, almal ken jou as 'n entertainer, jy weet, en ons waardeer jou. Jy's al 'n icon vir die algemene Afrikaanse gemeenskap al buite, jy weet, en jy's natuurlik een van Rikus du Plessis se afrigters in die agtergrond en so jy's al besig met 'n paar dinge. Ja. Maar vertel ek ons 'n bietjie, wie en wat is jy as ek kom by jou entrepreneurswêreld? Wel, ek is die CEO of die eienaar van Hennies, die sportsbar. Ek het ook 'n Varkart, dis ook 'n nuwe brand wat ons begin. Dan het ek in die Weskus 'n restaurant, daai plekjie in die Weskus en in die Weskus self het ons ook 'n paar gastehuise en 'n boutique hotelle en 'n paar vakansieplekke. En dan se ek ook in die sagte wêreld begin ek so 'n bietjie dabbel met 'n paar startups wat ou daar begin en ook nou onlangs in die troeteldier. Wow. Mark het hy ook so 'n bietjie. So ek hop lekker rond en ek spring lekker rond, maar alles lekker. Rian, net daar by jou, die algemene kyker daar buite, as ons praat oor alternatiewe beleggings, kyk, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor Rikus sy alternatiewe beleggings uitsien, jy weet, en hoe hy dit doen, want dit lyk of hy self sy eie beleggings bestuur, maar hoe lyk dit in 'n wêreld byvoorbeeld van 'n fondsbestuursoogpunt af? Sodra jy die woord alternatief gebruik, tree almal terug. Almal dink nee, ek wil dit nie doen nie, dit is vir my te hoë risiko. Maar mense moet gaan besef, in jou gewone dag-tot-dag portefeulje het jy alternatiewe beleggings. As jy 'n goue munt hou of 'n silwer kreerrand hou, dis 'n alternatiewe bate wat jy kan hou in jou groter portefeulje. So ek dink baie mense verstaan nie regtig wat alternatief beteken nie. Maar ek dink ons gaan bietjie dieper daarin gaan bietjie later. Dis lekker wyd. So Rikus, as ons byvoorbeeld na jou kyk, jy weet, jy bou besighede, handelsmerke spesifiek ook, sien jy dit as 'n belegging? Dis 'n belegging, per definisie van die woord, dat jy verwag dat dit wat jy insit, kry jy 'n return terug. Ja. Maar ek dink is meer as dit, die besigheid wat ek doen, dis meer vir my 'n uitvloei uit 'n holistiese perspektief van my lewe. Dit voel amper nie soos werk. Passie, ja. Jy werk eintlik jou passie. Ja, en alhoewel maar dit beteken nog steeds dat dit wat jy insit, wil jy terugkry. Iets terugkry. Al is dit nie monetêr nie. Al is dit net in 'n geval van 'n berustheid, dat jy weet dat jy lekker kan slaap. Maar die prinsip is absoluut te beleg. Ja. So Rian, daar na jou toe. Ek bedoel, as ek kyk na alternatiewe tipe van strukture, soos byvoorbeeld wat Rikus gedoen het rondom handelsmerk, uitbreiding van handelsmerk, maar handelsmerk tipe van beleggings, jy kry gefestikeerde, klaar genoteerde handelsmerke, maar hoe het hy daar uitgekom? Ek bedoel, hy moes op 'n plek mos begin het, nie waar nie? Nee, so kyk, jy almal het met 'n idee begin en te probeer opbou. En dan gaan noteer op die JSE. En daai is iets wat kleins begin het en groter gegaan het en hy gaan noteer vir 'n rede. Hy het meer kapitaal nodig om meer projekte aan te pak. So ek dink daai is waar die fyn lyn inkom om te sê, weet jy wat, jou Naspers of 'n Telkom of 'n Vodacom aandeel, wat jy gaan hou direk in daai maatskappye, hulle gebruik daai om weer groter te gaan in hulle kleiner ventures in te stoot om dan daai return te kry, want op die einde van die dag is hulle gaan sê ek gaan al eerder geld direk by 'n belegger wat bereid is om 2, 3, 4 jaar te wag vir 'n opbrengs as wat hy nou dadelik na 'n bank toe gaan en sê luister, ek soek geld en hy moet dadelik daai skuld begin diens van dag 1 af. So ek dink dit is waar die ouens die miskonsepsie het oor beleggings en hoeveel jy moet insit om dan daai return te kan uitkry. Rikus, terug aan jou toe. Wat was die mees ongewone manier? Jy weet waar jy nou al 'n geldjie gemaak het. Ek moes op 'n punt kom wat sê, okay, ek moet nou, as ek wil geld uitmaak, moet ek shows verkoop. En dit gaan my geld kos vir mense om te wil wonder waaroor gaan hierdie show en om hulle te prikkel. So ek het so verniet as moontlik inhoud uitgegee sodat die mense wonder waaroor gaan die shows. En dit kon beteken dat ek die risiko kon vat om ook vir die ouens te sê dat ek weet dit gaan vol wees. So ek gaan nie 'n fooi vra vir die show nie. Ek sal die deurgeld vat. Ja. En ek moes daai risiko vat. Maar dis 'n moeilike ding as jy in die begin is en alles is tight en nou moet jy sê okay, ek wil nou 'n klomp geld uitgee en ek kry niks vir dit nie. Almal vat dit net verniet. En die mense raak entitled. Maar ek ekskuus, as ons gaan kyk na soos wat jy nou gedoen het, jy het 'n deurfooi gevra in plaas van 'n stage fooi. Sal jy dit vir up and coming ouens voorstel om te sê luister, jy gaan negotiate eerder 'n deurfooi as 'n stage fooi om te sê luister, dan hang dit van jou af. Hoe goed jy perform het, hoe goed het jy bemark en al daai tipe dinge. Dink jy dit maak vir die ouens bietjie meer deur oop en bietjie meer hoe kan ek sê negotiations om dit
bietjie meer shows te kry? Wat sal jy sê? Ek dink dit hang alles af van die individu. As jou handelsmerk sterk genoeg is, baie onmens doen dit. En veral in die begin is jy ouens maar onder bestuur. So die bestuur dis 'n baie lae risiko om te sê, en onthou dan cap jy ook in terme van net private, of nog nie private nie, maar publieke shows, waar die koöperatiewe huis is nou aan 'n ander kant. Jy weet, daar kan jy net 'n fooi gee, want dit is verniet vir die spesifieke plek. Maar dit sit die onus op die artist self, om jouself te bemark. Jy weet, die UFC is 'n great voorbeeld van dit. Daar's 'n klomp ouens wat moan en sê, ja, maar ek kry nie genoeg geld vir dit en dit nie, maar daar's party ons wat net die geleentheid vat en sien, om vir hulle self 'n platform te kan skep, waar hulle self kan bemark. Conor McGregor het dit gedoen, 'n klomp ander ouens doen dit ook reg. Rian, terug aan jou toe. Ek bedoel, so mos nou juist op 'n manier kyk, want waarop hierdie neerkom is om juist te sê met in jouself glo. So as 'n mens weer eens gekyk na alternatiewe beleggings, jy daai angel funding half nodig. Jy weet, so jy's either jou eie angel, jy weet jy gebruik jou eie kapitaal en jy druk terug in die maatskappy in, en later sal dit dan mos nou maar mature soos wat dit aangaan. So Skiro, ek bedoel wat uit die PSG stal uitkom. So daai was absolute idee, konsep, angel funding, jy weet, familiebesigheid en boom, kyk waar is hulle vandag. So dit hang ook alles af hoe jou portefeulje saamgestel is. Jy kan op jou fun fact sheet gaan kyk en sê luister, daar's equity, maar daar word nie eintlik gesê is dit private equity, listed equity, unlisted equity, private debt en so voort, allerlei instrumente. So ek dink dis baie van die ouens, as jy gaan kyk, daar's groot maatskappye, ek gaan voorbeeld gebruik, Old Mutual Private Equity. Hulle het die Sportsmans groep, die Outdoor Warehouse groep, alles vir amper 4x gaan verkoop. So daar's baie keer dat daai angel funding wat inkom, jy weet nie eers jou R100 'n maand na jou X-fonds toe is R10 gaan eintlik vir hierdie tipe projekte nie, maar in die langtermyn sien jy dit in jou portefeulje, want nou begin daai portefeulje dividende oplewer, hy gee gereeld 'n rente komponent wat uitbetaal, so jy weet nie eers eintlik waar jy in belê is nie. So die ouens wat ek wil sê is, as jy wil weet oor alternatiewe beleggings, gaan kyk in jou groter prentjie, kyk waar in jou fondsbestuurder of jou adviseur jou geld plaas. Rikus, familiebesigheid. Ek bedoel, wat is jou opinie rondom familiebesigheid? Want ek verneem jou vrou is ook nogal baie betrokke in jou besigheid. Ja. Ek dink dit is so belangrik as jou vrou in jou besigheid kan wees, want sy verstaan jou druk. Sy verstaan dit waarmee jy moet huis toe kom en hoekom jy nie nou kan afsluit of wanneer nie al is dit nou goed of sleg, dis al, maar daar's 'n beter verstaan van waardeur almal gaan. En dis makliker om so by mekaar in te sluit. My ma werk vir my sussie werk vir my skoonsussie werk vir my. En dit is ook waar sekere werkgewers familie word op die ouene van die dag. Correct. Want daai ouens kyk uit na jou beste belange ten alle tye. Moet nêrens heen gaan nie, want net hierna bespreek ons wat dit werklik beteken om 'n kans te waag. Julle ken die gesegde, wen nie waag nie, wen nie. Maar soms mik ons vir die sterre en jy land dalk net in die gemors, om dit mooi te stel. Maar Rika, sê so vinnig man, wat was die grootste finansiële risiko wat jy al geneem het? Definitief die eerste hennies. Veral met die wete, en ek is eerlik en oop daaroor, ek het geweet ek gaan geld gaan bloei, want ek's nie daar nie. En laat enige restauranteur sommer daai les leer. Dis goed om veral jou derde, vierde, vyfde kan jy prosesse in plek sit en dan raak dit eintlik 'n proses van skaal. Maar as jy nie daar is nie, en dis ongelooflik hoe baie jy bloei as jy nie daar is nie. En vir my was dit baie erg want ek het dit geweet. So jy sit met dit en jy sien die syfers en jy kan nie geld vat nie, want jy moet alles net basies in die gang hou vir jou om die eie prosesse te ontdek. En om daai brand te kan bou rondom dit. En jy gaan baie foute maak en jy gaan jou neus stamp en jou kop stamp en goed, maar en dis nie lekker nie, maar weer eens wys dit jou, as jy vasbyt en jy het 'n spesifieke doel en jy is bewus van die feit dat jy eers gaan lek voordat dit terugkom, dan moet jy Dis vir restauranterings MBA. Jy weet, dis nogal 'n duur kursus. Jy weet, en dit vat jou so 2-3 jaar om deur die kursus te werk. 100%. Maar daarna, jy weet, dan net ou na daai operational manual eintlik gebou, Presies. wat dan die franchise konsep gedoen het. Jy weet wat julle presies gedoen het. Presies. So hoeveel takke het julle nou al op? Ons het 43, 42 nasionaal en dan 1 in Namibië. En ons kyk ook nou 'n bietjie, jy weet, verder versprei. En so sodra ons nou eers die almal wat nou eers in Suid-Afrika wat ons glo ons nie 'n versadigingspunt nie, maar 'n stagneringspunt het, want op die stadium is dit minder. Ja, wel nie eintlik dit nie. Dis net daar is net soveel goeie spots. Ek hoor vir jou. En jy moet dit benut so ver as wat jy kan. 100%. Rian, terug aan jou toe. Alternatiewe beleggings is nie meer
iets wat eintlik snaaks is al buite. En daar's 'n klompie mense wat alternatiewe beleggings byvoorbeeld adverteer. Jy weet, maar wat is die grootste foute wat beleggers daar buite maak? Jy weet, as hulle 'n alternatiewe, kom ons sê, struktuur wil gaan soek voor of hulle portefeulje inplaas. Ek sal sê die jou heel eerste fout is as jy gaan kyk op Facebook en YouTube video's kyk van die ou doen dit en hier's 'n miljonair op 28 wat vir jou goeders wil verkoop en al daai goed. So jy moet gaan navorsing doen en sê wat wil jy hê? Waartoe wil jy gaan met jou fondse in 'n alternatiewe belegging? Soek jy net groei? Soek jy net inkomste? Soek jy bietjie van al twee? So jy moet gaan kyk wat is jou einddoel. Want baie mense loop in 'n alternatiewe belegging in met die mooiste praatjies van dis wat jy gaan kry en dan kom die fyn print sê, "Skus, jy kry geen inkomste vir die eerste 3 jaar nie, maar na 5 jaar gaan jy dit doen en dat doen." So ek dink ons grootste gedeelte is die ouens moet gaan besef, wat eerste plek, wat wil jy hê? En dan gaan kyk, is dit 'n reputable company? Ongelukkig, ons weet dit, dis reg deur die wêreld is 'n fly by night. En as iets te goed is om waar te wees, gaan kyk. En ek sal sê by beleggings, gaan kyk. Is die ouens geregistreer by die FSCA? Het hulle die kategorieë wat hulle voorstel om beleggings in te bied? Ek dink dit is net jou klein eie, hoe kan ek sê, navorsing wat jy kan gaan doen om sê, luister, is hierdie ouens het hulle nou net begin die beleggings doen of is hulle al ten minste 10, 15, 20 jaar aan die gang? En dan kan jy gaan besluit, luister, my alternatiewe beleggings wat daar buite is, het sit nou inkomstefondse, is 'n groeifonds, skuldbriewe, debentures, debt notes, al daai tipe dinge. Jy moet gaan kyk wat in jou portefeulje inpas en om te gaan kyk, ek dink ook die laaste ding is om te gaan kyk, hoe pas dit in jou belasting in? Maar as baie van daai goeie wat die ouens nie weet, dis hoe jy belas word op jou belegging nie. En ja, nee, hier gaan ek goeie geld maak, maar uit die agterkant word 45% van jou geld gevat. So jy moet ook bietjie gaan uitkyk daarvoor. Ja, nee, wat? Rikus, kom ons sê, ons so vir sit, instink of data? Jy weet, is wanneer jy nou, jy weet, okay, ek het 'n paar rand hier nou as 'n surplus, gaan ek gaan op instink op hierdie idee, of gaan ek data gebruik? Ek dink instink druk jou in 'n rigting. Maar data, vir jou instink om te kan vat in 'n rigting, kort jy data. En sodra jy in daai baan is, data all along. Ek sou sê as jy moet kies tussen die twee, kies data. Data. 100%. Rian, terug aan jou toe. Instink of data? Ek werk altyd op data. Maar jy begin ook jou kliënt leer ken om te sê, weet jy wat, instink sê vir jou, soos wat Rikus gesê het, instink sê vir jou, hy lei jou waartoe jy wil gaan. Maar dan is dit jou werk as adviseur om te gaan sê, luister, dis wat my instink sê, dis wat die data sê. En ons moet ook altyd gaan onthou, 'n risikoprofiel is daar om te sê, waarin pas jy? Maar dit is 10 vrae wat ek jou kan vra. As ek jou een ekstra vraag vra en jou antwoord verander, dan gooi jy jou hele risikoprofiel omver. Hoeveel risiko wil jy vat? Nee, ek wil geen risiko vat nie. Okay, maar hoeveel geld wil jy uit jou R100 uit hê? Nee, R20. Dan moet ek risiko begin vat. So ek dink dit is waar daai man. Die bank kan vir R20 op jou R100 gee. Ja, maar dan teen 80 oor, jy het nie iets anders by dit nie. So ek dink dit is waar data jou meer gaan druk om te wys, luister, dit is wat hierdie portefeulje die laaste 7, 10, 15 jaar gedoen het. Ja, opbrengste wat terugwerkend gekry is nie wat jy vorentoe gaan kry nie. Maar jy kan amper op data gaan sê, luister, ons weet wanneer kom 'n finansiële krisis in daai lyn, ons weet wanneer gaan daar risiko's gebeur. So jy weet elke 3 tot 5 jaar gaan jou belegging 'n hit vat, dan gaan hy weer opgaan. Dan gaan hy hit vat, dan gaan hy weer opgaan. So data gaan dit vir ons wys, maar instink is maar op die einde van die dag is wat wil jy in jou hart hê? Ja. Het jy al geld verloor, Rikus? Jy weet, op iets wat jy gedink het gaan werk, is 'n solid wenner en toe... Ek dink jy daar bestaan enige belegger of besigheidsman wat kan solidly sê ek nog nooit geld verloor. Ek dink jy gaan maar dan altyd sal geld iets verloor. fout. Maar dan sal iets fout, dan vat jy nie genoeg risiko nie. Of jou goed is agter mekaar. Ja, is amazing. Ek het ook nog gehoor van nou wat nee, jy moet leer. Jy leer. En ek dink die geheim lê daarin om dit nie te sien as 'n mislukking nie, maar skoolgeld. Wil ek basies sê, want 'n ou leer die hardste as jy hom verloor. As jy geld lekker verloor, dan maak jy dis eintlik maar die beste, dis maar soos jy kan vir 'n kind sê dis warm tot jy kan sjoe tot hy vat en brand. En dis die spreekwoordelike brand jou vingers. Ja. Was dit daai onderneming in Brakpan wat jy gaan met die staffies gebeur het? Nee, ek sal nie roemer nie. Was 'n roemer. Nee. Rian, nou jou kant toe man. Jy weet, as 'n mens, hoe benader jy 'n kliënt wat vir jou sê ek het geld verloor? Jy weet, in hierdie belegging of in hierdie geleentheid en basies jy weet, waar begin jy met so 'n kliënt? Want ek wil jy slaap jy agtervoet. So ek dink dit is waar jy met die kliënt moet gaan praat en dit is waar jou adviseer kliënteverhouding amper dit word 'n persoonlike verhouding. En ek dink die belangrikste, jou kliënt moet
as jy 'n goeie verhouding met jou adviseur het, moet jy na jou adviseur kan gaan en sê luister, ek het 'n fout gemaak. Hoe kom ek hier uit? Baie van die ouens, ons sien dit elke keer wat daar iets gebeur het, te goed om waar te wees. En ek wil nie sê dit is definitief 'n leerskool, maar daar's baie van daai kliënte wat jy gesê het, moet dit nie doen nie. Ja. En ek sê dit gereeld, as jy 'n geleentheid vat en jy kom na my toe en sê ek wil graag hierdie geleentheid vat, ons moet ons analises gaan doen en ons data gaan kyk en alles, dan sal ek vir jou sê, weet jy wat, jou keuse. As jy kan bekostig om hierdie sakkie geld daar buite op die sypaadjie te sit en enigiemand kan verbyloop en dit vat en dit gaan jou nie pla nie, vat die risiko. Maar as jy dit nie kan doen nie, dink 2 keer voordat jy dit doen. En ek dink dit is waar daai verhouding inkom met jou adviseur, maar jy's altyd op die agtervoet. As iemand inkom en sê luister, ek het 100,000 verloor in hierdie Ponzi skema, wat nou? Dan moet jy gaan teruggaan en dis waar die harde woorde dan inkom. Sê luister, sorry, daai vloekwoord, ek soek jou budget. Ek moet jou budget nagaan of help met jou budget, laat ons kan sien hoe kan ons daai geld so vinnig as moontlik opmaak as daar nie ekstra fondse is om mee te woeker nie. As sy bly ingeskakel, want net hierna gaan ons kyk hoe jy geleenthede kan identifiseer. Wel, ek het 'n spreekwoord wat altyd sê, never let a good crisis go to waste. Maar in vandag se onsekere tye, hoe identifiseer ek goeie geleenthede? Ons sê manne, Rian, ons begin sommer daar by jou. Jy weet, die ekonomie is regtig waardeur mekaar. As ons kyk oor die algemene wêreldekonomie. So met ander woorde, daar's baie onsekerheid, daar's baie volatiliteit op die markte. Ons sien 'n goudprys wat net eenvoudig 'n one-way traffic is regs in boontoe en dit is al wat gebeur. Ons sien natuurlik die olieprys. Hoe sit jy met 'n kliënt in vandag se omstandighede en sê vir hom wees rustig en kom ons kyk na die volgende? Moenie nou onnodige skuwe gaan maak nie. Want as jy onnodige skuwe maak, of daar gaan 2 goed gebeur. Of jy gaan lelik seer kry, of jy gaan goeie geld maak, maar oor 6 maande is die groot kans dat jy dit weer gaan verloor. Ek dink as jy moet gaan kyk, gebalanseer en dis 'n verhouding met jou kliënt om te sê luister, hoe gaan ons hierdie ding maak werk en moet ek nou onnodige skuwe maak? Daar is 1 uit elke 20 kliënte wat sê ek wil nou 'n skuif maak. By einde van die dag is as jy nie die skuif vir hom gaan maak nie, gaan hy na 'n ander adviseur toe gaan. Maar meeste van jou kliënte verstaan ook om te sê luister, my vertroue is in jou. Maak die besluite en ons werk dit uit van daar af. Hoe sit ons met die jong mense van vandag? Jy weet, om te sê dinge is bietjie anders. Jy weet, so beteken jy met 'n groter gedeelte van jou portefeulje oor die algeheel op alternatiewe, kom ons sê, basis gaan plaas nie. Ons werk baie met, ek wil sê ouer mense nie, maar mense wat kinders het nou, kleuterskool, laerskool, begin hoërskool, wat sê, hoe kry ek my kind om te spaar? Of waartoe gaan ons met dit? So, ek probeer maar altyd vir my kliënte alternatiewe voorstelle gee, om dan te sê, luister, daar spaargeld. Ouma en oupa betaal elke maand 'n geldjie in of elke jaar vir die verjaarsdag, maar daai geld moet vir jou werk. Dit help net lê dit in 'n bankrekening nie. Maak vir jou kind dan 'n portefeulje oop, laat hy self kan begin leer. Daar's baie platforms daar buite wat jy dit op kan doen. Om dan gesê, gaan koop 'n ETF, gaan koop 'n skuldbrief, gaan koop 'n direkte aandeel, dat hulle self kan sien hoe werk die markte. Die enigste illustrasie wat ek nou my kop kry, aangesien nou is baie mooi verduidelik aan jou kinders, is hoe verduidelik jy resessie aan jou kind. So dan vat jy die spaarvarkie en jy gooi vir hom op die grond neer. Dan kan hy splat. Okay, dan sê vir jou, wat het nou gebeur? Resessie bel. Ja, of as ek gaan resessie. Ons wil daai geldjies optel Brits die. Of as jy dit in 'n mooi term wil hê, waar sy nou wat my dogtertjie nou mooi gaan verstaan is as sy visser so uithaal en sê maak hom oop asseblief pappa, nee, maak hom of jy vat helfte van die hap. Nie gee hom terug as jy resessie belasting. Dis wat nou gebeur het. Rikus, dan aan jou toe. As jy enigiets kon oordoen, sou jy dit wou oordoen of dink jy het eintlik die regte keuses gemaak en die les wat jy dalk uitgeleer was vir jou dalk meer werd? Ek het verseker nie die regte keuses altyd gemaak nie, maar die les was die moeite werd. Foute is net 'n geleentheid om perspektief te skep. Dis al wat dit is. Dis mooi gesê. Want nou jy gaan die fout maak. So as jy gaan kwaad raak op jy die fout maak, het jy klaar verloor. Hoe jy dit moet sien is jy moet sê ek gaan in hierdie ding in. Dit is 'n belegging. As jy nie weet wat om jou geld te doen, jy wees konservatief met dit. Ja. In fact, jy weet, sit dit eerder rustig met dit, maar ek sal nooit spyt oor enige fout wees wat ek sal spyt wees daaroor, maar ek sal dit nooit nie doen nie. Ek sal dit nooit, as ek dit oordoen, sal ek dit nie anders sou gedoen het. Ja, maar die les wat jy daai uitgeleer het is eintlik belangrik. En dit is al hoe jy dit gaan maak, is jy gaan dit net leer deur die foute maak. Wat is die sensitiwiteit van volatiliteit? Jy weet, op portefeuilles. Jy weet, want ons weet dit werk in die entrepreneurswêreld, maar vir die gewone ou wat 'n salaris-trekker is, die sensitiwiteit van volatiliteit. Kyk, ek dink daai is 'n groot konsep om vir jou na jou kliënt toe te vat. Ek gebruik altyd
die wat my ken, ek hou van prentjies, om te gaan wys, vandag het jy R100, môre het jy R80, oormôre het jy R300 en dan het jy R10. Om dit vir die kliënt te gaan verduidelik. En dan, dit is waar jou groter prentjie moet inkom, te gaan sê, luister, ons gaan volatiliteit kry, maar hoe gaan ons dit bestuur oor die langtermyn? Jy kan in jou portefeulje, as jy nie 'n inkomste trekker is nie, kom ons sê dis net vir jou aftreaniteit of net 'n normale belegging, dan kan jy volatiliteit aanvaar. Ek dink 'n groot ding is wat jy moet besef is, jy het altyd die aandeel. Die waarde van die aandeel is wat op en af gaan. Maar as jy een aandeel het jy jou een aandeel. Maar as jy elke maand geld insit en daai waarde val van R100 af na R50 toe, dan moet jy dit gaan sien en sê, luister, maar nou koop ek 2 aandele vir die prys wat dit eintlik een moet wees. Sodra daai ding weer opgaan, dis waar jy jou geld maak. Maar die dag wat jy 'n inkomste trekker word, dan moet volatiliteit glad in jou portefeulje wees. Want jy gaan vandag het jy R1000, maar jy moet R10 einde van die maand trek. As daai ding val na R80 toe of na R800 toe, dis waar jou probleem inkom. So ek dink jou grootste gedeelte is om met 'n kliënt te gaan sit en te verduidelik. Jy het altyd 10, 15 verskillende beleggingsopsies al buite. Wat gaan vir jou die beste werk en waar is jou risiko? Wil jy die risiko vat, ja of nee? Of wil jy sê, luister, ek is gemaklik met my X% wat ek kry, maar ek weet, my portefeulje is nie vandag skyrocket en môre is hy rock bottom nie. Rikus, ek wil afsluit met jou. So met ander woorde, as jy nou een les wat jy geleer het, jy weet, vir die kyker daar buite kan deel. Veral as ek kom by, as jy byvoorbeeld nou 'n kans wil neem. En wat sou dit wees? Moenie kyk vir jou chommies want hierdie ou doen sy eie besigheid en hy het 'n kans gevat en dit vir hom gewerk. Ek sien veral met die jeug, as jy vir hom wat weet doen nie, dan sê ek my eie besigheid en sê ek, great, wat? Dan sê ek weet nog nie. Verstaan? Wees bewus waar jy is en wat se fase in jou lewe en wees bewus vir wat is jy bereid om, wat se tipe risiko is jy bereid om te vat, maar slim. Jou ego is jou vriend, maar in die minste van die kere. Hy kan jou vyand ook Hy wees. kan jou grootste vyand wees. Ja. Wees oopkop, wees bewus van wat daar aangaan en vra raad en doen navorsing. Vandag met KI is dit so maklik. Jy kan iets insit en sien hoe lyk dit in hierdie mark en maar jy moet bereid wees om die tyd te vat. En moenie probeer dit nog steeds within jou spesifieke risiko persoonlikheid, want dis maar oor waaroor dit gaan. Een ou is 'n bietjie meer risky en 'n ander is maar net as persoon. En maar bly daar binne. En as iets ongemaklik voel, as iets teen jou voel en dit voel bietjie weird, trust dit. Ja. As hy gut feeling. Daar's 'n rede. Ja, as jy rede kom jy gut feeling net. Ja. En jy, Rian, as jy ons wil met jou afsluit, jy weet wat jou laaste boodskap al buite is, kom by alternatiewe beleggings. As jy die risiko wil vat, jy moet vooraf gaan bepaal wat is jy bereid om te verloor. As jy nie weet wat jy kan verloor nie, dan gaan jy blindelings in iets inloop. Op die einde van die dag is niemand gaan vir jou 200% opbrengs in 'n dag kan gee nie. Ja. En as hulle dit vir jou gee, weet maar iemand het daai sakkie gevat en hy's uit by die deur. Oh manne, dankie Rikus, dankie Rian, dankie dat julle 'n draaitjie kom maak het hier by Wins of Verlies en ja, sien nogal uit, jy weet, na die toekoms veral met jou Rikus, jy weet om by daai 50ste winkel uit te kom. Ek neem aan ek en Rian is definitief genooi. Ons is daar. Alright, maar baie dankie vir julle manne. Dankie. En baie dankie dat julle saam met ons gekuier het en ons sien julle weer volgende keer.